Ek het vrymoedigheid om in te stap, want hy is my God. Jy het vrymoedigheid om vanmôre, weet jy, as my kind in die huis is, my kinders in die huis instap. Weet, Jessie kom party daar van die huis af, sy is nog nie eens uit die kar uit en dan word daar gevra, wat eet ons? Hulle worry nie oor die res nie, is net wat eet ons. Wat eet ons? Hoekom? Want hy weet dis waar die voorsiening vandaan kom. Want as hy nie gaan kos maak, die gaan ons honger ly. Daar's iets wat net sy kan doen. Daar's goed wat net ouers kan doen. Wat kinders, hulle traai soms. Hulle sit partykeer chocolate broodjies in 'n toaster wat ons op TikTok sien en dan werk dit en loop al die chocolate in die toaster af. So nie al die TikTok goeders werk nie. Maar dan maak hulle kos. Maar hulle maak meer droog. Daar's sekere goed wat die ouers se werk is. Die Here sê dat ek is 'n goeie vader. As julle wat slegte vaders is, weet om goeie gawes vir julle kinders te gee, hoeveel te meer nie ek wat jou hemelse Vader is nie. Daar is dinge wat God se werk is om jou mee te help, en al wat jy moet weet is, Here, ek moet kan vrymoedigheid hê om in te stap, want daar is 'n deur wat vir my oop is, al is ek moeg. Ek het vrymoedigheid om in te stap, om met my Vader te kan gaan praat, al het ek droog gemaak, kan ek met my pa gaan praat en sê, help my, want ek is in die moeilikheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, hou vas wat jy het, want die Here sê, hou vas tot op die einde. Moenie dit wat jy nou het, al lyk dit min, prys gee nie. Hou vas met alles wat jy het, met die wete, daar is 'n deur wat vir jou oop is, moenie nou opgee nie. Hy sê daar vir ons, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee vir jou, wat gaan God doen? Luister 'n bietjie mooi. Ek gee vir jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy my naam lief het. Daar's 'n ander skrif dat die Here sê, hy vat van die onregverdiges en hy sorg vir die regverdiges. En die Here sê, vanmôre, elke ene wat vanmôre teen jou gekom het, omdat jy die Here lief het, daar sal 'n dag kom, wat hulle gaan moet erken, dat die Here jou God is. Daar gaan 'n dag kom, wat elkeen wat teen jou geoorlog het, omdat jy God lief het, there will come a day, that they will have to come in reckoning, en sê, ja, waarlik, hierdie God, waarin hy of sy vasgehou het, dit is waarlik die God van Abraham, en Isak en Jakob, dit is waarlik die God, wat die Rooi See getroed het, die rede hoekom hulle nog vanmôre, ek wil vir jou sê, die rede, hoekom jy hier is vanmôre, is omdat God gesê het, dat ek gee vir jou, die rots, waarop my gemeente gebou is, en die poorte van die hel sal jou nie oorweldig nie. Ek spraak dit vanmôre, ja, dit is eindtyd, ja, die hel is los, ja, dinge gaan rof in hierdie wêreld, maar omdat jy vashou aan die naam van die Here, sal hy jou nie verlaat nie, en hy sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie los nie. Selfs hulle wat teen jou kom, sal moet erken dat die Here jou vashou, want hulle sal nie reg kry nie. Ek wil dit vanmôre verklaar, as jy vashou wat jy het, as jy vashou aan Jesus, as jy bly by die waarheid, dan sal niks wat die vyand doen, kan teen jou kom nie, want die Here self gaan vir jou in hierdie saak staan. Dink jy God het jou gered sodat jy moet verlore gaan? Nee, hy het nie die prys betaal om jou syne te maak en jou nou net te los nie. Dit voel dalk baie keer vir ons, Here, ek voel kilometers weg van dit waar ek eens was in die Here. Here, daar was 'n tyd. Wie het al daai sinnetjie gebruik? Pastoor, daar was 'n tyd waar ek so betrokke was. En ek het so gewerk vir die Here. En ek het so dit gedoen en ek het so gebid. There was a time. En nou sukkel ek selfs om die kleinste goed te doen. Maar ek hou vas, Here. Ek hou vas, want hy is al wat ek het.
En dis al wat die Here vanmôre vir jou vra is, hou vas. Here, maak eens moeg, hou vas wat jy het. Here, ek voel ek het min krag, hou vas wat jy het. Moenie toelaat dat die vyand, dit wat God in jou lewe begin het, van jou afkom steel nie. Hou vas wat jy het, want die einde is in sig. Pastoor, maar sê nou maar net, ek maak dit nie. Jy sal dit maak. Hoekom? Want jy hou vas aan hom. Hy het jou nie gered, sodat jy moet verlore gaan nie. Sê nie, jy maak wat jy wil, en dan gaan jy, sê, hou vas. Hou vas in dit wat God in jou lewe begin het. Sê, Here, is vir my moeilik om te bid, maar ek hou vas aan Jesus. Hy is al wat ek het. You take the whole world, but give me Jesus. Hou vas wat jy het. Hou vas wat jy het. Vers 10 sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, en die bewoners van die aarde op die proef te stel. Wat gaan gebeur met die kinders van die Here? Jy sal bewaar word. Lees dit weer, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, vir die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van die God neerdal, en my nuwe naam. As jy dit nie geweet het nie, there's a new name. God se nuwe naam. Hy pastoor, ek lees dit, maar net sommer nou net sommer so. Ietsie ekstra. Sê, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van God, my God neerdal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hou vas. Moenie laat die vyand jou nou in verwarring bring nie. Moenie rondhardloop agter allerlei lerings aan nie. Hou net vas aan Jesus. Hou vas aan wat God in jou lewe begin het. Hou vas aan die waarheid. Ja, maar sê nou maar pastoor, ek het verkeerd verstaan, en sê nou maar ek het onkunde, sê nou maar net, ek het nou iets geglo wat nie die waarheid is nie. Hier is jou antwoord. Luister mooi wat sê 1 Johannes 2 vanaf vers 24 tot 27. Die Gees van God, die salwing van die Here kan en sal jou nooit verkeerd lei nie. Hy sê, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos die salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos julle geleer het, so moet julle in hom bly. Die Heilige Gees het al klaar aan jou die waarheid openbaar, van die begin van jou redding af. Bly by die Heilige Gees van God. Bly by Jesus. Bly by die eenvoud van die woord. Laat toe dat die Gees van God jou lei tot die einde toe. Ek dink die kerk het probeer te slim raak. Ons het redding te ingewikkeld gemaak. Ons het ons roepings te ingewikkeld gemaak.
Jy moet eers hierdie kursus en jy moet eers daai kursus en jy moet eers hierdie ding doen en if it's not in the Bible, I'm not interested. As die Here nie sê nie, dan hoekom? Want ons het goedkeuring van mense. Weet die probleem van die kerk is, en ek is 'n Pinksteroukie. Daar's te veel ouens agter kansel sonder die salwing. En daar's te min ouens met die salwing wat in die kerk toegelaat word nie. There's too many people chosen by people behind the pulpits. And people with the true callings. Hoekom? Want die mense sal vir hulle self predikers versamel, sodat hulle in die gehoor gestreel kan word. En wanneer enige bediening gaan oor jou, en wat God vir jou kan doen, dan is daar rooi lig. Want die woord van God moet nooit verander word, sodat ek beter kan voel nie. Die woord van die Here moet my verander, sodat ek meer soos hy kan lyk. Ek kan nie die woord aanpas, sodat dit my gehoor streel nie. Ek moet aanpas by God. Maar hoe doen ek dit? Hy is die formeerder. Hy is die een wat my heilig maak, but I must submit. En baie keer bring die vyand, ek onthou so jare, ek wil dit net verduidelik. So tyd terug, jonk in my bediening, kom daar 'n oom, hy is nou al by Liewe Jesus, kom na my toe en hy vra vir my, ek moet hom kom sien daar op sy plaas, een van die ou Pinkster oomies. Hulle was kwaai oomies gewees. En hy laat kom my en hy sê vir my, luister, die Here het vir my gesê. En toe hy dit sê, toe dog ek, hier kom 'n ding, want my ervaring is, as iemand sê die Here, maar die Here praat mos met my ook. Daar's nie vreemdelingskap, as ek nie by God was nie, kon ek gesê, ja oké, maar nou die Here vir hom gesê, pastoor, die Here sê, ek moet vir jou sê, jy moet vir die gemeente sê, hulle moet weer begin hoede dra, en ouens moet weer begin suits en ties dra, julle is besig met, julle moet terugkeer na die ou Pinkster goed. En ek sê vir hom, oom, is reg, ek sal eers daaroor gaan bid. En hy haal die skriffies ook uit, ek sê nie, is reg, wat moet ek gaan doen? Ek het huis toe gekom, my Bybel gevat, ek het dit oopgeslaan by die betrokke skrifte, en ek het na die Here toe gegaan en sê, Here, as ek verkeerd is, wys vir my ek is verkeerd. Want dis die enigste gesindheid waartoe ek na God toe kan gaan, is om, Here, as ek moet verander my. Kan nooit my mind vooraf opmaak en sê, maar ek is reg nie. En ek wil nou net gaan wys ek is reg. As jy met daai attitude na die woord toe gaan jy kry wat jy wil hoor. Dan gaan jy net hoor wat jy wil hoor, want jy het klaar besluit, so jy wil nou net kry dat die woord jou bevestig. So jy lees en hoor net wat jy wil hoor, want dit, en ek gaan en dit is nie net een keer nie, al is baie keer, ek was al aangevat oor die doop, en oor tale praat, en oor al die goed. En elke keer kom daar verwarring. Here, sê ek dan nou verkeerd, elke keer het ek terug na die woord toe. Met 'n attitude, Here leer my, as ek verkeerd is, wys vir my ek is verkeerd, ek sal regmaak. As ek nie verkeerd is nie, wys vir my wat is u hart en wat is die waarheid. That's the only way to go to God when the devil comes. Sê Here, ek is nie onfeilbaar nie, ek kan verkeerd hoor. Miskien is dit oorleweringe, ek is Pinkster groot gemaak. Dalk is daar goed wat ek geleer het, wat nooit u hart is nie. As ek moet verander, laat ek verander. En dan begin jy te bid, en jy vat die woord, en jy vra die Gees van God, bring vir my die waarheid. Weet jy wat kom saam met die waarheid? Vryheid. In die oomblik wanneer die Here die waarheid openbaar, dan voel jy net, ag, dankie Here. Ek het net gedog, ek is van die pad af, maar Here, dankie vir vrede. Dankie vir, nie verwarring nie. That's the only way to go to God. Say, Lord, teach me. Vorm my
maak my, raas met my, tigtig my, doen enigiets wat U nodig het om te doen in my lewe. Ek wil net nie buite U wil wees nie. So as ek verkeerd is reg, vat vir my in die oor en sê, Here, sê vir my, Jaco, luister, jy is verkeerd. Maar weet jy wat is awesome? Elke keer wanneer God dit vir my bevestig het, het ek dit gaan neerskryf, sodat as dit vorentoe gebeur, gaan ek nie weer na God toe gaan nie. Hy moes nou dit klaar, dan het ek daar neergeskryf, bevestig oor hierdie ding, dit gebeur, dis wat die Here gesê het, ek gaan nie weer terug oor dit nie, want die Here het vir my nou vrede oor dit. As iemand dan weer kom, sê ek nie, ek klaar met God oor dit gepraat. Ons is okay. Ek hoef nie weer daai paadjie in te gaan nie. Hoekom? Want dit wat ek geleer het, moet ek inbly. Dit wat die Heilige Gees aan jou geopenbaar het, bly in dit. En weet jy wat, ons sal dalk nooit oor alles saamstem ook uit die woord uit nie. Dit het ek ook al gesien. Maar jy moet voor God staan en ek moet voor God staan. Die woord van Here is op 'n ander plek en ek kom tot 'n einde. Hy sê, die een glo dat ons alles mag eet en die ander een sê jy mag nie alles eet nie. Die een neem die dae waar en die ander een neem nie die dae waar nie. En hy wat eet tot eer van God en hy dank die Here en hy sê dankie daarvoor. En hy wat nie eet nie tot eer van die Here en hy dank die Here en hy sê, en hy wat die dae waar neem dit waar tot eer van die Here en hy dank God daarvoor. En hy wat die dae nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En hy dank God, want elkeen van ons leef vir die Here en nie vir die ander nie. Maar elkeen moet in sy eie gemoed ten volle oortuig wees, dat dit wat ek doen ek vir die Here. En as jy dan nou dit anders te wil doen as ek, I love you. Want jy moet voor God staan en ek moet voor God staan. Maar ek glo God is dan 'n bietjie groter as my onvermoë om dalk begrip te hê oor ietsie. Ek kan dalk iets verkeerd verstaan, maar ek dink God is groter as my onvermoë, solank dit nie rebellie is en asprusheid is. En ek glo daar is baie goed, want die woord van Here sê ons ken nou ten dele. So dan mag dalk iets wees wat ek dalk nie 100% verstaan nie, maar wanneer my hart voor God opreg is, glo ek dat God is groter as my onvermoë om iets te kan begryp. Want ek hou vas aan wie? Aan Jesus. My redder en my verlosser. En ek praat nou nie van, daar's ander leringe wat heeltemal teen die woord, ek praat nou nie van dit nie. Waarom? Ek wil vir jou help. Ons is baie keer so besig om een langs ons te probeer oortuig dat ek self skade ly. Kry jou, hou vas wat jy het. Ek het al gevind, wanneer ek in 'n worstelstryd met mense betrokke raak oor die woord, wat God in elk geval nie wil hê nie, ek meer verward en gewond daar wegstap, as wat ek vrede het. En dan verloor ek wat ek gehad het, in die proses. Hou vas wat jy het. Sorteer dit tussen jou en die Here uit. Wil jy moet op jou voete staan saam met my, net daar waar jy is. Die Here gaan jou help in hierdie tyd. Die Here gaan jou deurdra. Die Here gaan werklik waar in hierdie tyd jou nie teleurstel nie. En ek wil amper vir iemand sê vanmôre, hou op angstig rondkyk en sê, Here, moet ek hierdie kant toe, moet ek daai kant toe, moet ek dit glo, moet ek daai, kom net by die vrede van God weer, en sê, Here, as daar iets is wat ek moet leer my. As daar iets is wat ek moet weet, maar Here, ek wil net die prys gee wat God alreeds in my lewe gedoen het nie. Ek wil nie prys gee, die vreugde, die blydskap, hierdie oop deur wat ek het, om met God te kan gaan praat nie. Here, en as ek hierdie oop deur het, praat met my. Ek praat baie met die Here, en sê ek, Here, skep in my 'n rein hart. Gewillige gees, kom vorm my maar raak, tigtig my ook, want U woord sê, weet, hulle wat sonder tigtiging is nie egte seuns nie. Here, soos ek moet raas kry, praat met myself, want hy sal. Maar laat my hart net nie verhard wees nie, laat ek vormbaar is deur God. Praat net dan waar jy is, sê, Here, help my om vas te hou, wat U in my lewe begin het. En as jy vanmôre swak is, het ek vir jou goeie nuus, dat die Here sê, selfs as jy swak is, omdat jy nie opgee nie, omdat jy vashou, die Here vir jou gaan help in hierdie tyd. Want die vyand het jou kom aankla omdat jy swak is. En ja, jy het baie op ander gebiede dalk verloor.
Maar in jou lewe en jou verhouding met God het jy vasgehou. Daar dalk baie op ander plekke skade gekom. Ek ervaar dat die Here sê, vir hulle wat vashou aan my naam, gaan die geregtigheid opkom in hierdie tyd. Vader, dankie vir hierdie woord vanmôre. Ek bid vir myself en elke een in hierdie plek vanmôre. En ek bid dat die Here vanmôre ons sal krag gee uit swakheid uit, om in die waarheid te bly, om by die Here te bly, om vas te hou wat ons het, en nie te laat toelaat dat die mens of die vyand van ons kom steel wat God vir ons gegee het nie. Leer ons om deur die Gees van God gelei te word soos nog nooit van tevore nie. En al kom kla mense ons aan, solank die Gees van God ons oortuig, kan mense sê net wat hulle wil. Let our relationship with God be pure and right. Heilige Gees, leer ons om nader aan die Here te kom. Hou ons vas in hierdie tyd en dankie vir 'n oop deur. Ons wil die Here eer en loof en prys in Jesus naam. Amen. Baie dankie.